Ons lekker om jou vanoggend bietjie te prys. Oh my God. Yes, hallelujah. Hoor ek vanoggend gesê ek is vry, ek is vry. Die Here maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien. Amen. Vanoggend is ons vry mense. We are not under the law anymore. Ons is nie meer onder die vloekie. Prys die Here, het ons uitgebring. Halleluja. Daarom het ons ook 'n rede om bly te wees om die naam van die Here groot te maak. Amen. Prys die Lord. Vanoggend was ons hier om sy naam op te lig en om die Here te prys, because he is the King of Kings and he is the Lord of Lords. Hy is werd om geprys te word. Niemand kom by hom nie. Niemand kan met hom vergelyk word nie. Niemand kan doen wat hy vir my almal het my opgegee. Almal het vir my gestap. Almal het gesê sy gaan nooit verander nie. Sy sal nooit regkom nie. Want hy het gesê, julle indrukse is almal dieselfde. Want kom die Here verander my. Sê iemand, of sê hulle in 'n familie, dan sê hulle, sy is eintlik die swart skaap. Kan jy hoor? Sy is eintlik my swart skaap. Wat hulle eintlik wil sê, sy is eintlik my probleemkind. Van die Here. Hy skryf jou op. Maak jou 'n nuwe mens, nuwe skepsel. En daarom kan jy vanoggend net na jouself kyk. Soms voor die spieël staan en vir jouself sê, "Joh, jy het al mooi werk gedoen, joh." So om jy in die spieël kan jy draai jou so self, dan sê jy, "Wow. Isn't he an amazing God?" Jy kyk so 'n bietjie terug waar jy was. Blind sy was in jou sonde. Amen. Nou die duiwel jou sonde is, moet jy gedans op die kant is. Amen. Sy was die middelpunt, alles rondom jou gedraai. Sy geld en alles gehad het. Amen. Sy geld gehad het, was die vriende was elke dag daar. Sy het geleer, geslaap, kom hulle. Later gebied wat dan kant toe die hulle was daar. Hulle was eintlik daar vir jou en hulle was daar vir jou geld. Maar toe die geld op was hulle weg. Moet hulle weer iemand anders gaan soek. Daarom ontdek jy jou ware vriende as jy eintlik op jou laagste punt. Amen. Soms is het vriend net daar vir jou, alles net daar vir jou uit te eet. Hulle sê eintlik. Hulle sê eintlik really. Hy is mooi vir my Jesus om my kan roem dan jou uit. Maar kom die Here vir jou deur. Prys die Here. Vanoggend is ons dankbaar en bly vir die Here. Hy was ook opgemaak. Ons sien nou die waarheid. Ons het by die lig uitgekom. Amen. En vanoggend is ons vir die Here daarvoor dankbaar en bly. Bly vanoggend saam met te wees op hierdie dag wat die Here ons gegee het, ons gemaak het. En dat ons vanoggend in die huis van die Here kan sit. Greet all our online viewers in the name of Jesus. Wonderlik om vanoggend ook saam met u te wees. Groot vertrou dat die Here ons vanoggend ook uitermate gaan seën. Is jy alright? Amen. Iemand so langs in 'n high five agter jou. Ek is bly jy sê vir ons alright. Die vrou het meer garantie op. Asseblief. Laat sy net alright, as sy's hier, sy's langs my, sy's saam met my. Ek is bly om jou te sien. Hallelujah, because in die week toe moes ek 'n duiwel
fight. So in dit een duiwel meer as een duiwel. Amen. Hy het gedink hy gaan jou ombring. But this morning to stand because of the grace of the Most High God. Amen. Al moet jy volgens moed skep en dien die Here volgens. Amen. Won't be long, soon and very soon we all be leaving here. This world is not our home. We're just passing through. Maak jou los van alles. Wees gefokus op die Here. Hy gaan verseker kom. Op die wolke sê die Bybel, elke oor gaan opsien. Dis 'n werklikheid. As nie 'n storie nie, is nie 'n fabel nie. It is real. He's gonna come soon. Ek weet of jy gevolg het nie, maar iemand het op Facebook gesê dat die Here gaan kom die 22ste en die 23ste September. Ja. 23, 24 gaan hy kom. Ek word nie baie het hulle gereed gemaak en alles verkoop en wag op hierdie koms nie. Nee, die skrif is baie duidelik, hy gaan kom soos 'n dief in die nag. Amen. En dit is vir my baie interessant dat wanneer jy iemand probeer korrigeer, veral op social media, oor jou statement wat jy maak, dan sê hulle jy oordeel en jy judge. No, you don't judge. Sy bring maar net die woord. Dis wat die woord sê. Amen. En ons glo die woord, en ons leer die woord, en ons preek die woord. Amen. En daarom moet ons altyd deur die woord gaan ondersoek. Is dit die waarheid? Moenie alles glo nie. Al mense sê moenie alles so soet kop eet nie. Daarom moet jy nugter en waaksaam wees in alle tye. Geen om wie sy is nie, hoe hoog sy geleer of gekwalifieer is nie, en of sy nou 'n dokter of 'n apostel of 'n profeet is, die woord bly die hoogste gesag. En ons glo die woord. Ons ondersoek die woord. Paulus oor die woord preek, toe sê die Bybel, die Bereëns sê die woord gaan ondersoek. Of die goed, so is dit wat Paulus sê. Dit wat ons moet doen, we must be constantly study and be students of the word of God. Sy kan nooit volleerd wees nie. En sê, ek ken alles, ek weet alles. No. Jy moet bereid wees om te kan leer en sê, Lord, teach me your word. Onderrig my en leer my aangaande die woord van die Here. Amen. Praise the Lord. En vanoggend wil ek voortgaan. Ons het laas week gepraat oor konflik. Ek wil graag verder gaan. Ons het laas week baie gefokus oor konflik tussen mense. Maar ek wil vanmôre praat oor one of the greatest conflict between God and Satan. Ek het begin om vir die laaste keer te vra, waar het konflik begin? Jy kan gaan gerus kyk op ons livestream van laas week. En dit was vir ons duidelik dat konflik het in die hemel begin. There the greatest conflict start. En ek wil ook vanoggend vir julle sê dat dit wat jy baie kere preek, gaan sy challenge op word. Ek weet nie wie van u het in die week konflik ge-experience, is die mense? Moest ek lekker hoog op? Daar was bietjie misverstand, tussen man en vrou, tussen kinders. Ja, amen, praise die Here. Ek hoop jy kon dit daarom hanteer. Jy het dit gesê, of ek het my liefste weggestap pas toe. Was maar vir my die beste aan, want ek my liefste weggestap. Amen, sal het soms sê, sal wees die beste aan. But there will be disagreements. Maar die Here help ons, en hy gee vir ons krag, en hy gee vir ons genade. There will be conflict in the church, en die Here help ons, en hy gee vir ons wysheid en vir ons insig, so that we can come together, reason together, en kyk waar kan ons mekaar ontmoet. Amen. En so help die Here vir ons, en die Here gee vir ons groot, en hy gee vir ons baie genade. Ek wil met ons saam lees, Matteus hoofstuk 4, Matthew chapter 4. Dis eenmaal
van baie verhale where Jesus was in conflict. Hy konflik gehad tussen met die skrifgeleerdes en met die fariseërs. When he questioned them and when he confronted them about the law, there was disagreement. En hulle baie keer oor gebuig na, but this is what Moses teaches us. Man het hulle geweet, dat in hulle midde staan die een wat groter is as Moses. And there was conflict every time when Jesus confronted them about the law. Ek het vir gelees laat het ek gesê dat it's a state of discord caused by the actual or perceived opposition of needs, values, and of interests. In conflict explains many aspects of social life as social disagreement, conflict of interest, and fight between individuals, group, or organizations. Ons sien reg oor die wêreld conflict tussen lande soos Rusland, Iran en Irak, en ons sien baie conflict, en dit is al vir jare wat die conflict aangaan. They just can't reach an agreement. En hulle praat van vrede, en hulle hou vergaderings op vergaderings, but they can't reach an agreement. So conflict can be very severe. Conflict, wanneer ons van conflict praat, mense verloor hulle lewens. Ons sien in 'n oorlog, reg oor die wêreld, sien ons hoe menigte kinders en mense sterwe, because leiers kan nie tot 'n agreement kom. En dis hartseer. Kinders sterf, daar's hongersnood, en elkeen wil sy wil hê dit wat hy wil hê. And so the conflict goes on and on and on. But I want to talk this morning about the spiritual conflict that was between God and Satan. En Mattheus hoofstuk 4, Jesus die Gees weggelei in die woestyn om versoek te word deur die duiwel. Nou het hy 40 dae, 40 nagte gevas het hy honger geword, en die versoeker, the accuser, die duiwel het hom gekom en gesê, if you are the Son of God, sê vir die klippe dat hulle brode word. Hy antwoord en sê, it is written, man shall not live by bread alone, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad, laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir Jesus, if you are the Son of God, werk yourself af, because it is written, he will give his angels charge over you, en hy sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp. Jesus sê vir hom, it is also written, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer die duiwel hom saam na baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al die dinge sal ek aan u gee if you fall down and you worship me. Jesus sê vir hom, get behind me Satan, of gaan weg Satan, because it is written, die Here jou God moet jy aanbid en vir hom moet jy alleen dien. En na die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom om hom gedien en hom gedien. Die skrif as my baie uitstaan oor hierdie konflik tussen God en Satan, tussen Jesus en Satan is, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Ek het laas hier gelees in Esegiel, hoofstuk 28 vers 12 tot 18, dit gee vir ons simbolies waar 'n verwysing na Satan waar he wants to be like God. Daarom sê die Bybel, as hy staan hy bekend as 'n gevalle engel. He has limited power. Het lyk soms af asof die Satan al die krag en al die mag het, but Jesus het oor al sy werke getriomfeer. Daarom het die Here hom het God hom uit die hemel uitgeskop. En hy het 'n derde van die
Jesus en die sakke. En ek wil vanoggend met ons praat en vanoggend vir ons sê, the oncoming battle between good and evil, God and Satan, light and darkness, daarom is ek en jy gedurig deur in 'n geestelike oorlogvoering. Dat is hoekom Efesiërs 6, Paulus praat van 'n spiritual warfare. Why? Because it is conflict. Satan wil nie aangee nie. Hy wil nie opgee nie. Al is hy 'n vervalle engele, al het die God hom neergewerp, but is in constant conflict. Hy wil vir my en vir jou teenoor God ophits. Kom jy agter? Daarom as het met jou moeilik gaan, sal jy baie keer hoor, daar's 'n stem wat vir jou sê, God het jou nie lief nie. Hy gee nie vir jou om nie. Hy sê daar vir jou nie. Hy preek vir jou en sê, gooi die handdoek aan en ek gee jou met 'n rugflitse, hoe dit goed met jou gegaan het, toe hy in die wêreld was, konflikte, because he wants to get you away from God. He's not gonna rest. Daarom sê die Bybel, hy sê aanklaar van die broers, we are constantly under the attack. Amen. En ek wil die volgende sê, we are more than conquerors. Ons is meer as oorwinnaars. Soms lyk die duiwel wil die oor kry, en soms wil dit so lyk, alles is te veel, en alles raak te veel, but Jesus has won the victory. Amen. Ons lees in Matteus, ons gaan na die kruisiging toe. Matteus 26. Kom ons lees Matteus 27, 51. Kom ons lees vers 50, daarom het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee, en die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rose het geskeur. Een van die evangelies praat van, toe Jesus in sy laaste oomblikke, het hy uitgeroep en gesê, dat is volbring. Die Engels praat van, it is finished. Wat praat van, the conflict is over. Die oorwinninge is finaal aan die kruis behaal. Amen. What does it mean when Jesus said it is finished? It praat van perfect. It means to polish to the highest degree of excellence. Dat praat van to be paid in full or to be brought to an end. Wat wil sê, dat die stryd is finaal gewen aan die kruis. Satan het gedink, hy het oorwinne aan die tyd van Edene, toe hy die mense laat oorreken om teen God ongehoorsaam te wees. En sinds die sondeval is die mens aan sonde gegaan. And that's why Jesus have to come to die on the cross. Die kruis was die enigste manier van die sonde om het totaal te vernietig. There was no other way for the conflict to be stopped. En daarom moes Jesus aan die kruis sterf. Amen. It is the end of the conflict to Jesus aan die kruis gehang het. Praise die Here. Wat het Jesus bedoel toe hy gesê het, it is finished? Hy het gepraat of beteken eintlik God se verlossing werk aan die kruis is totaal voltooi. So ek en jy hoef
as sy toekoms. Amen. Maar wil ek vanoggend sê, die konflik is so hewig. Jesus sê in Openbaringe, ek het die Satane soos 'n bliksem uit die hemel sien neerdale. Hy het na julle neergedaal, omdat hy weet dat sy tyd is. That's why the conflict is so heavy. Amen. Elke dag, tydig en ontydig, sal daar konflik wees. Amen. Hy bring die stryd en die probleme en die omstandighede bring hy op jou, because he wants to make and create conflict between us and between God. Afvolgens as jy leenaar. Amen. Jesus aan die kruis, toe hy gesterf het, toe sê hy, it is finished. Final, Satan in die laaste hou, het hy gekry toe Jesus aan die kruis gesterf het, en daarom kan ek en jy in oorwinning lewe. That's why the joy of the Lord is my strength. Daarom gaan het met my hoe, but I know I can live in victory, because die oorwinning is al reeds van my behaal. Die kruis. Hy gaan my nie onderkry nie. Amen. I am more than a conqueror. Amen. Al kom my in 'n braai wat in my kante, dan kan ek hom remind en kom sê, remember what Jesus has done on the cross. Daarom kan jy sê, dit is vry. Nee, dit is vry. Heeltemal vry. Heeltemal verlos. Wonderbaar, het die Here jou verander en het jou 'n nuwe mens gemaak. Toe Jesus sterf, hy voorhangsel van onder na bo skeur, halleluja. Toe kan ek nou, ek en jy, met alle vrymoedigheid, kan ons nou na die Here toe kom, want eens het vir die hoëpriesters beskoor was, toe Jesus sterf, en die voorhangsel skeur, toe kan ek nou kom, met alle vrymoedigheid, ek het nou die reg, om in sy teenwoordigheid te kan staan, en ask and pray for mercy. Dit was nie voorheen vir my beskore nie, but because of the cross and the conflict has been won, Jesus het gesê, it is finished, it is perfect, it is complete. My children can now live and walk in complete victory. Nie 'n lewe in oorwinning, stap in oorwinning. Al is dit nie geld nie, stap in oorwinning. Amen. Al is dit nie breed nie, stap in oorwinning. Moenie jou probleme op jou gesig dra nie. Nou, we walk by faith. Dit gaan nie oor 'n gevoelsaak nie. Nou, I have the victory. Oorwinning. Die kerk, that's why when Jesus built the church on the rock who is Jesus Christ, die kerk lewe in oorwinninge. Sal daar 'n teks wees? Ja. Sal daar aanvalle wees? Ja. But we are built on the resurrection of Jesus Christ. We are more than conquerors. Amen. Daar terug in Efesiërs 6, Paulus sê, julle moet die helm van verlossing en die skild van die geloof moet julle opneem. Van die Bybel sê, daarmee sal julle die vuurige pyle van die duiwel uitwys. Our enemy is angry. Want hy het verloor. But it won't stop him. He will constantly come and attack. But there's victory. Victory has been won. Amen. Dankie vir die oorwinning. Nie in myself nie. Hallelujah. But because of what Christ has done for me on the cross, I can walk in victory. Daarom dis meer as 'n oorwinnaar. Laat die mense maar vir jou kyk soos hulle jou kyk. Nie dis 'n oorwinnaar. Amen. Dis 'n koning se kind. Hallelujah. Because jou pa het oorwinning behaal. Hallelujah. Hy's nie meer in die dal nie. Hy's nie meer in die sonde nie. No, I have been brought out. Hy het my die lig laat sien. Hy het my deel gemaak van sy koning. Dis hoekom jy in oorwinning kan stap. Dis hoekom jy in die oorwinning van die Here kan
want jy vir altyd lewe. Amen. Halleluja. Het wie gelees Openbaring 12 vers 12. Wees verheug, o hemel en die wat daarin woon, vee die bewoners van die aarde en die see, die duiwel het by julle neergedaal met groot woede. There's a rage in him. Amen. Daarom sal hy, ek wil vanoggend sê, speel maar met die sonde. Pas loop. Halleluja. Ons kom elke Sondag in, maar die week, oh, die Here moet ons help. Amen. Satan gaan nie met ons speel nie. Of ons sal saam met ons speel, maar ons sal nou uitspoeg. As sal hy vir sê, sien en kom klaar. Amen. Want die Bybel sê, hy is 'n mensemoordenaar. Hy staan nie in die waarheid nie. Daar's een gedeelte wat sê, hy loop rond, al het hy verloor, maar hy loop rond, soos 'n brullende leeu. En hy soek, luister, hy soek, constantly, seeking whom he can devour. Vir babies is dit jou mooi voet voor hier in die kerkie. Amen. En babies is dit op die voorste stoel. Amen. Praise the Here. You know, when you are alone, en as jy alleen is, sal jy weet, ek gaan ander attack weer. But you are a conqueror. Jy is 'n oorwinnaar. Amen. Al kom hy deur en hy sal deur wie sal hy werk? Jou man, jou vrou, jou kinders. Soms werk hy ook sommer deur die hond en die kat. Amen. Nee, jy moet nugter en waaksaam wees. Amen. Altyd moet jy links en regs kyk. Jy moet hom in die gees moet jou kan onderskei. Amen. Praise the Here, because he come, he's a destroyer, he's a devourer. Hy wil jou verniel en hy wil jou verwoes en hy wil jou vernietig. Why? Because he know he has ample time. Hy het net 'n sekere tyd en in die sekere tyd moet hy doen wat hy wil doen. Even the church is under the attack. Daarom sal Satan alles probeer. He will even try to get behind the pulpit to deceive the children of God. Amen. Ample time, limited time. Alles sal hy probeer. Daarom sal die valsheid vermeerder. Die Bybel sê, hy doen hom voor as 'n engel van die Here. Klink soos die regter. Lyk soos die regter. Thank God for the Holy Spirit that we can discern. Amen. Daar moet jou gebed wees. Oh God, let me discern. Is die saak van die Here. Amen. So erg soos dit lyk, so goed soos dit lyk. Amen. Because Satan's, when you are in a crisis, dan weet hy, jy's benoud en dan bring hy vir jou, hy wil vir jou 'n quick fix bring. Sê ek dat jou van die dier, man. Hoor jy nog in Saterdag aan die lotto was of iets van Ek is hoef jy met 'n lyn te gaan staan. Jy kan sommer online. Powerball. Niemand sê nie mos nie, man. Jy wil preek en sê wat jy kan doen. Kom sukkel jy so, man. Hoe kry jy so swaar? Powerball is 'n ding. Nou, jy mis, weet jy hoe slim is hy trek jou. Sy kom ook agter. Nou, jy niemand is mos daar nie. Nou, jy jou doppe. Maar sê jy jou vir jou, dit was 3 korts. Volgende bring jy jou nog 1 kort. Maar sy kom net nooit daar uit nie. Waarom jy die lotto sal wen of die kerk dat het sal kry?
Amen. Hy is gevul met woede. Amen. Baie interessante, Satan wat 'n konflik is en with so much rage, maar Jesus erken en hy sê self dat die Satan en sy koninkryke is nie teen homself verdeel. Because if Satan is divided or fight against his own kingdom, Jesus said that kingdom will not stand. Nou as Satan eenheid verstaan, if he understands unity, daarom toe die man baie spirits aan hom had, en Jesus vra, wat is jou naam? Toe is het een wat antwoord en sê, my naam is Legio. One demon speak on behalf of the others. Unity. Hoekom fight ons in die kerk? We fight, we constantly fight. Ons is nie bewus, dis 'n plan en 'n taktiek van die duiwel. Amen. Hy wil divisie bring. Amen. Hy wil 'n vroeg, hy wil 'n band tussen daai vriendskappe of wat ook al. Daarom wil hy probeer inkom. Hy wil in die kerkraad wil hy inkom. Hy wil in die ministries wil hy inkom. Halleluja. Daarom moet hy nagter en waaksaam. We don't fight. We fight only the enemy, and we have one enemy, but we don't fight one another. Daarom sê Paulus, ons stryd is nie teen vlees en teen bloed nie. Ek kan en ek mag jou nie fight nie. Amen. Hoor jy nog op die radio terwyl die ou vertel en hy sê hy dryf die duiwel uit. En die duiwel sê, ek sal jy uitgaan. Ek sal jy. That's why the enemy is looking. Hy sweef op waterlose plekke, maar hy soek iemand om uit te kom. As 'n skrif wat sê, hy bring 7 duiwels wat slegter is as hy bring nie saam. Ek wil jou volgende die prentjie gee van rage. Wat beteken dit? Iemand wat woedend is. Hy kom nie om te speel nie. Hy kom nie met die lag nie. Amen. He's out to destroy. Amen. Wees nigter en waaksaam. Jou teenstander, your adversary, is walking about like a roaring lion and is seeking whom he may devour. En as hy dit met Jesus gedoen het, verseker word ek en jy nie gevrywaar. Daarom wees op jou hoede. Amen. Hy sê nie teen homself verdeel nie. Amen. And may the church walk and stand in the unity. Ek gooi vir een skrif in Lukas 22 vers 31 en 32. Hoor wat sê Jesus vir Petrus. Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you. Satan het vurig begeer jou soos koring te staf. But I have prayed. Ek het vir jou gebid. Amen. He's in conflict with God, but he still demands you. Hy soek jou. Hy wil hê jy moet tot 'n val kom. Hy wil hê jy moet wegkom van die Here af. He demands to have you. But he must ask permission. Amen. Daarom het hy, nadat die Satan op 'n swerftocht was, toe vra die Here van met sy gegee op my knegt jongen. He must ask permission voordat hy kan attack. En die Bybel sê, toe Job aangeval was, hy kon alles doen, maar Jesus het hom gesê, jy mag nie sy siel aanraak. Dis hoekom hy sy besittings gevat het, sy kinders en sy vrou gevat het. Maar Jesus het hom authority, het aan hom op 'n sekere lyn geplaas tot waar hy kan gaan. Amen. Jesus was constantly in conflict. Selfs met die geboorte toe
Jesus aan die vlees gebore is deur die maagd Maria, was dan die koning Herodes wat gesê het aan die wyse manne en hulle gesê het, bring vir my ook die tyding sodat ek ook kan hulde bringe, maar sy persepsie was verkeerd. Hy wil die kindjie doodmaak. Konflikt sien ons by die geboorte van Jesus. Right through his life, when Jesus walked on earth, the scribes and the Pharisees, en die skare self, die mense wat saam met hom geloop het, op pad na die kruis toe, of voor die kruisiging, terwyl hulle wat Jesus verhoor, het hulle van die skare gevra, wie moet ons release? Die skare sê, weg met hom, kruisig hom, conflict, we don't want him, gee ons vir Barabbas. Sy het gedink is klaar, toe Jesus sy laaste asem uitblaas. Maar die oorwinning het begin. Amen. En dit is hoekom, dit is wat die evangelie so anders maak. Praise die Here. We are more than conquerors. We have not, ons is nie verslaan nie. Praise die Here. Maar ons lewe in die oorwinning van die Here. Daarom kan ek en jy van die Here vra wat ons nodig het. Don't let the enemy this morning steal your joy. Amen. It is finished. Jimmy Swift sang 'n lied, hy sê it is finished. The battle is over. It is finished. There'll be no more war. Die oorwinning het Jesus vir my en vir jou behaal. En vanoggend kan ons in die oorwinning stap. Kom ons staan. Halleluja.